Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek wil begin met 'n storie wat ek wil vertel. Dit is 'n storie van die ontstaan van twee van die bekendste en oudste universiteite in Amerika, van Harvard University en van Yale University. Ek het so 'n paar jaar gelede het ek 'n soortgelyke illustrasie gebruik, maar ons het 'n ander punt daar gemaak in 'n totale ander konteks, maar ek dink dit is van waarde vir ons ook vandag. Harvard University was in 1636 was daai universiteit tot stand gebring. Dis 'n baie lang tyd gelede. En baie mense besef dit nie, maar toe Harvard tot stand gebring het, was dit oorspronklik totaal en al, geheel en al 'n Christen instelling gewees. Kyk gou vinnig saam met my op die skerm. Op die skerm het mense die embleem aan die linkerkant, is dit nog tot vandag toe 'n embleem, en dit lees, die woorde daar is die woorde in Latyns veritas. Veritas wat beteken waarheid. Die een aan die regterkant was die oorspronklike embleem wat baie soortgelyk lyk, maar om daai woordjies waarheid het dit aanvanklik die woorde gehad et Christu Ecclesia, wat beteken, sê die instansie, we are for the truth of Christ and the church. En as jy sal kyk daar, jy kan dit nie heeltemal lekker sien op die oorspronklike ene daar nie, maar die twee boonste boeke daarso is juist twee boeke daar wat dit verwys na die Ou en die Nuwe Testament en dit kyk op. En dan het jy die onderste boek gehad wat verwys na ons aardse boeke en dit wys af. En die hele punt wat die embleem daar gekommunikeer het, is dat dit het gesê, dit is die tipe van instansie wat hierdie is dat daar is limite, daar's limite tot ons menslike waarheid en in hierdie lewe benodig ons goddelike openbaring. Maar vanaf 1636 af stadig maar seker het Harvard begin uitrafel. Hulle het toenemend teologies liberaal geraak, soveel so dat 80 jaar later het 'n klomp presbyteriaanse dominees in dieselfde area van New England het hulle gegaan in 'n nuwe universiteit begin, Yale University, juis gegeewe die afvalligheid wat gebeur het by Harvard. En so kyk daarso na Yale se embleem. Hulle het gesê nee, ons het net een boek, dit is die Bybel, en ons lese is Lux ex veritas. So nie net waarheid nie, maar lig en waarheid. En dan op die Bybel, daar het hulle die twee Hebreëse woorde Urim en Thummim, en wat daai twee woorde kommunikeer en wat hulle gesê het, dit was hulle bestaansrede, is that Christ is the word and he is the interpreter of the Father, he is our light and perfection. Nou vriende, alhoewel daai twee universiteite vandag nog mees van die gesogte akademiese instellings ter wêreld is beide Harvard en Yale vandag baie ver weg van hoegenaamd Christen gebaseerde instellings. Inderdaad, daai twee universiteite vandag is nie net sekulêr nie, hulle is uit en uit. As jy 'n bietjie net lees op die internet en jy lees die nuusberigte, hulle is uit en uit gekant, vyhandig teenoor Bybelse Christendom. Soveel so dat by die 350ste herdenking van Harvard University het die president op daai stadium van John Hopkins University, Stephen Miller, het die volgende oor Harvard gesê. En dis nou al 'n goeie 30 jaar wat gelede. Het hy gesê, the bad news is that Harvard University has become godless. En vriende, ek verwys daarna vanoggend, want ek dink die stories van hierdie twee universiteite is 'n behulpsame illustrasie vir jou en vir my, om vir jou en vir my te herinner dat in hierdie lewe help dit nie, dat die Bybel op 'n teoretiese vlak, of op 'n oppervlakkige manier vir ons belangrik hoog geag word nie. Dit help nie dat die Bybel is ergens op jou embleem, of ergens op jou website, of ergens is hy besig om stof te vergader langs jou bed nie. Dit help nie. Indien die Bybel nie funksioneel sentraal is tot 'n instansie en hoeveel te meer nog 'n kerk se doen en late nie, sal dit net 'n kwessie van tyd wees en daai kerk sal oor tyd toenemend geestelik ongesond word. En dit is wat ons vandag oor wil nadink. Ons wil vandag juist hieroor nadink en ons wil onsself afvra,
oor wat beteken dit, en hoe sal dit lyk vir 'n gemeente om nie net in teorie nie, maar in praktyk woordgesentreerd te wees. En soos ons gesê het uit Handelinge 6 uit, want hierdie is ons oortuiging, dit is wat ons in Handelinge 6 gesien het by die vroeë kerk. Ons oortuiging is dat 'n woordgesentreerde gemeenskap dra by tot of kultiveer inderdaad gesondheid in 'n plaaslike kerk. En so, dit is wat ons gaan kyk na vandag. Ons gaan vandag kyk, en julle kan daai blaadjies byderhand hou daar voor julle, ons gaan daai teksgedeeltes kyk aan die hand van 2 opskrifte. Ons gaan saam dink oor die oortuigings van 'n woordgesentreerde geloofsgemeenskap, en dan tweedens die optrede van 'n woordgesentreerde geloofsgemeenskap. Okay. So eerstens dan die oortuigings van 'n woordgesentreerde geloofsgemeenskap. Kyk saam met my daar na 2 Timoteus 3. Ons gaan nou fokus daarop vers 14 tot 17. Hou jou blaadjie byderhand asseblief. Kyk daarsom. Baie vinnig net die konteks voordat ons inspring daar in daai versies. Dis belangrik. Paulus is letterlik in die laaste maand of so van sy lewe. Hy's in die tronk in Rome. Hy gaan nou ter dood veroordeel word. En soos wat hy klaarmaak met sy lewe en sy bediening, oorhandig hy die aflosstokkie aan Timoteus. Timoteus is in die kerk, is hy die leraar op hierdie stadium van 'n kerk in Efese. En so Paulus is besig om hom aan te spoor. Dit is treffend as jy deur 2 Timoteus lees om te sien hoe totaal en al Paulus wil hê Timoteus moet verstaan dat Timoteus se bediening moet woordgesentreerd wees. Kyk saam met my op die skerm, 'n baie belangrike versie in 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 15. Paulus sê vir Timoteus, Timothy, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. En so hy sê, Timoteus, daar's 'n manier wat jy kan bediening doen, maar wat jy gaan skaam wees eendag oor jou ministry. En ek wil nie hê dit moet waar wees van jou nie. Daai woordjies daar, rightly handling the word of truth, is letterlik daar in die oorspronklike taal is die woord om die woord reg te sny. En die illustrasie, die taal wat Paulus daar gebruik is die van 'n bouer wat hout moet sny of metaal moet sny of die steen moet sny soos wat hy besig is om 'n gebou te bou. Paulus sê vir Timoteus, jy wil nie hierdie geloofsgemeenskap bou en jy sny die woord skeef en op die einde dan staan die ding so ten beste en jy gaan skaam wees of die hele storie val in mekaar nie. En so jy het nodig om die woord reg te hanteer. Maar wat is daai oortuiging wat Paulus mee kom soos wat hy vir Timoteus roep tot 'n woordgesentreerde bediening? Wel kyk saam met my nou. Ons is in vers 14 tot vers 17 van hoofstuk 3. 3 oortuigings wat Paulus het met betrekking tot God se woord. Die eerste ene is wat die woord is. Dis sy eerste oortuiging met betrekking tot wat die woord is. Kyk saam met my vers 15. Paulus verwys daar in vers 15 na die sacred writings, noem hy dit, wat Timoteus van jongs af sê hy geken het, van kleins af. Vers 16 beskryf Paulus daai sacred writings, daai heilige geskrifte as scripture. Nou dis belangrik vir ons om te verstaan, oorspronklik primêr wat Paulus daarna verwys is die Ou Testament. Dit is die Ou Testament wat Timoteus van jongs af geken het en mee groot geword het. Maar dit is treffend vir ons, dit is totaal en al eintlik skokkend as jy daar dink, dat in die res van die Nuwe Testament in tekste soos 2 Petrus, hoofstuk 3 vers 16, kom Petrus, en Petrus verwys na Paulus se briewe ook as presies dieselfde woord scripture. Petrus sê dat Paulus se briewe is graphei, dis die woord hierso. En dit is waarvan van sy boeke ten minste ook in die Nuwe Testament. En vriende, hier's die punt. Van die begin van die ontstaan van die kerke is dit nog altyd in behoudende sirkels ten minste, is dit Jesus se disippels se bankvaste oortuiging dat die Bybel, beide die Ou Testament en die Nuwe Testament, is sacred writings. Dit is 'n goddelike geskrif. Dit is, kyk op vers 16, it is breathed out by God. En daai is belangrik, en party van jou vertalings, jy sien dit in die Afrikaans vertaal dit so, en party Engelse vertalings sê vers 16 daar dit is geïnspireer. Maar ek dink nie die woord inspireer is altyd behulpsaam vir die moderne oor nie, ten minste nie vir my nie. Mozart se 7de simfonie was inspired geweest. Jy weet Da Vinci se Mona Lisa, dit is inspired.
Maar dit is nie wat Paulus hier bedoel nie. Nee, die woord letterlik daar is dat die skrif is God se asem, letterlik. Hy sê die skrif is God se asem. Wat natuurlik die punt probeer maak met Ou Testamentaal dat die Bybel, die woord, die Ou Testament en dis ook die Nuwe Testament is inderdaad kom vanaf God af. Dit kom in God se gesag en dit kom as God se asem. Daai woorde kom vanaf God die Heilige Gees af. Woord asem en gees deur die Bybel is dieselfde konsep. En so dit kom vanaf die Gees af, dit is God se woord, dit kom in sy gesag. En dit is wat hier gesê word. Inderdaad, die res van die Nuwe Testament maak dit duidelik, ja, dit is normale mense soos ek en jy, net soos ek en jy wat die Bybel gepen het. Hulle was net normale, gebroke mense soos ek en jy. Maar 2 Petrus 1 vers 16 tot 21 sê, meegevoer deur die Heilige Gees het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is. Julle sien, as ek vandag vir julle moet sê, hoorie, ek het vir ons goeie nuus, ligpunt, ek het vanoggend 'n brief wat president Ramaphosa vir ons hier by Ligpunt geskryf het, dan waarborg vir jou het niemand op lang naweek gegaan nie. Almal was hier, almal het op die voorkant van hulle stoele regop gesit om te kan hoor soos wat die president van ons land spesifiek met jou en my praat. En vriende, ek en jy het nodig om vir mekaar die hele tyd oor in te sê, ek en jy het soveel beter as dit. Ons het soveel beter as dit. Die Skepper van hemel en aarde praat met jou en my. Elke keer deur sy woord en veral soos wat ons so saamkom. God het homself aan ons kom openbaar en daai woord wat hy reeds gepraat het, wat in ons Bybels saamgebind is vir ons, sê Hebreërs hoofstuk 3 vers 7, daai woord wat hy reeds gepraat het, is die woord waarmee hy vandag nog met jou en my in die hier en nou praat. En so Ligpunt, dit is vir daardie rede dan hoekom dit absoluut noodsaaklik is dat ons saam moet kom en 'n woordgesentreerde gemeenskap wees wanneer ons hier by mekaar is. Want as ek en jy so saamkom en God se woord word verkondig, dan is dit niks anders as die lewende God wat met jou en my kom ontmoet, sodat ons hom beter kan leer ken en sy week kan verstaan. Die God kom om met jou en my te praat. Hy het 'n woord vir ons vandag en dit is sy woord wat geskrewe is. Dit is die eerste ding. Die eerste rede hoekom ons woordgesentreerd moet wees is gegewe wat die woord is. Tweedens, gegewe waaroor die woord is. Kyk saam met daar weer. Kyk saam met in vers 15. Vers 15 het Paulus gesê, hy het verwys na hierdie sacred writings. The sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Verstommend. Onthou hy praat eintlik primêr oor die Ou Testament. En Paulus sê dat daardie Ou Testament geskrifte het uiteindelik oor Jesus gegaan. Elke storie in die Ou Testament, elke wet, elke gebed, al die temas, al die beelde, al die profesieë, alles gaan uiteindelik oor Jesus, die belangrikste persoon in alle realiteit. Dit is daar vir jou en vir my, soos wat ons hierdie woord, Ou en Nuwe Testament hoor, sodat ek en jy vir Jesus beter sal leer ken, en sodat ons toenemend in verhouding met hom sal wandel. Ek bedoel, Jesus het dit self gesê, dit is hoekom hulle hom gestenig het op die einde. Johannes 5 vers 39. Jesus sê, die skrifte getuig oor my. Johannes 5 vers 39. Lukas 24 sê Jesus, al die skrifte, die wet van Moses, dis die eerste 5 boeke, die profete en die psalms, met ander woorde dit alles, sê Jesus is oor my, dit word vervul in my. En vriende, vir daai rede dan dat Paulus hier in 2 Timoteus 3 vers 15 vir ons sê, dat soos wat ek en jy na die Bybel toe kom, het dit die bonatuurlike vermoë om jou en my wys te maak tot verlossing deur geloof in Jesus. Is dat soos wat ek en jy na die Bybel toe kom en dit oor en oor hoor, word ek en jy gered en toenemend so. Onthou, redding is nie net iets wat reeds gebeur het waar jy gered word van jou sonde skuld nie,
Maar redding volgens die Nuwe Testament is jy word aanhoudend verder gered van die krag en mag van sonde in jou lewe. Beide vryspraak en heiligmaking. En vir dit alles het ek en jy Jesus nodig, en vir dit alles vind ons vir Jesus in die woord wat oor hom getuig. Ligpunt, dit is die tweede rede hoekom dit absoluut noodsaaklik vir jou en vir my is, om woordgesentreerd in ons Sondag samekomste te wees. Want soos wat ons hier is, ontmoet ons nie net vir God in sy woord nie, maar ons ontmoet vir God in sy woord, soos ons hom sien in die aangesig van sy seun Jesus. Ons het net nou die woorde hiervoor gesê. Johannes 1, vers 1, die woord, in die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord self was God. Hy, die woord, was met God reg aan die begin. Johannes 1, vers 14, daardie woord het vlees en bloed geword, hy het onder ons kom woon, ons het sy godheid, sy heerlikheid gesien. Johannes 1, vers 18, niemand het nog ooit fisies vir God gesien nie. Jy kan nie, hy is gees. Maar hy, die seun wat in die aangesig van die Vader is, hy het die Vader in ons kom bekend maak. Hy het die Vader in ons kom openbaar, en hy doen dit, ons vind hom in sy woord. Derdens, ons wil woordgesentreerd wees, nie net gegeewe wat die woord is, waaroor die woord is nie, maar derdens, ook waarvoor die woord is. Kyk saam met my daar in vers 16. Vers 16 sê Paulus, all scripture is profitable for teaching and for reproof, for correction and for training in righteousness, so that the man of God may be complete, equipped for every good work. En ek love die absolute stellings wat Paulus daarso maak. Paulus sê eerstens daar die hele skrif, alles in die skrif, nie net die rooi letters in party van ons Bybels nie, maar al die skrif, alles maar alles is profitable, dit is nuttig, dit is van ontsaglike ewigheidswaarde, sê Paulus. Dit is waardevol vir ons, vir elke omstandigheid, sê Paulus. Vir alle omstandighede is dit waardevol. Wanneer ek en jy onkundig is, sê Paulus, is die woord daar om jou en my te onderrig. Dit teach ons, sê hy. Wanneer ek en jy in sonde vasgevang is, dan is die woord daar om jou en my aan te spreek, om ons te reproof, sê hy. Wanneer ek en jy in 'n tyd van dwaasheid op 'n verkeerde paadjie gaan, is die woord daar om jou en my weer terug te bring en om ons op daai manier reg te help en om ons te korrek. En wanneer ek en jy moeg is en wanneer ek en jy mismoedig is, dan is die woord daar, sê Paulus, om ons aan te spoor. Dit is daar, dis eintlik die woordjie aanspoor daar, wat vertaal is daar as om ons te train. Dit is vir ons te sê, come on, jy kan dit doen, let's go for it, jy kan dit doen. En dit alles, sê Paulus, dit alles sodat die gelowige, sien jy daar die absolute stellings, ten volle toegerus kan wees vir elke goeie werk. Vriende, stop dit, hoor dit, want as ek met julle eerlik wees, my ongeloof sukkel om daai woorde te glo. Paulus sê daar vir jou en vir my, kry jou kop om hierdie, want dit sal alles verander, as ons dit net kan glo, as ek dit net kan glo. Paulus sê vir jou en vir my, daar's niks in hierdie lewe, niks wat ek en jy nodig het, om God te verheerlik. Daar's niks wat ek en jy hierdie lewe nodig het om te weet of te verstaan, om die goeie lewe, die oorvloedige lewe te kan geniet, wat God nie in sy woord ons voortoerus reeds nie. Ons hoef nie ergens anders heen te gaan nie, ons hoef nie ergens anders te kyk nie. Alles wat ek en jy nodig het om hom te ken en die goeie lewe in verhouding met hom in hierdie wêreld te kan lewe, wat die abundant life sal wees. Alles maar alles vind ons in sy woord. En vir daai rede wil ons woord gesentreerd wees in ons verhouding met God, maar dis ook dan op ons Sondag samekomste. Okay, dit was die eerste gedeelte. Die oortuigings met betrekking tot God se woord wat ons dus aanspoor om woordgesentreerd te wees in ons Sondag samekomste. Kom ons dink dan saam oor die optrede, die optrede van 'n woordgesentreerde geloofsgemeenskap. Daar's so baie wat ek wou sê en daar's so baie wat eintlik gesê kan word. Ons
kan en eintlik behoort, en ons moet die punt daarvan maak om ergens anderste dalk 'n reeks of 2 oor dit te doen, maar ons kon vanoggend gesels het, soos wat ons dink oor hoe lyk woordgesentreerdheid hier by ons kon net gesels het oor liturgie, met ander woorde, hoe ons hele dienste saamgestel word om ons inderdaad te wortel en te anker in God se woord. Ons kon vanoggend gesels het meer oor die sakramente wat ons ongelukkig nie by gaan uitkom nie. Ons kon vanoggend gesels het oor ons kinderbediening. En hoe absoluut krities dit is, dat kinders nie net geëntertain moet word op 'n Sondag nie, maar dat hulle tyd in God se woord moet spandeer. Ons kon vanoggend gesels het oor hoe ons gesprekke voor en na die diens oor meer kan wees oor Hartseer Nieu-Seeland wat nie kan rugby speel nie, maar hoe ons actually kon gesels het en hoe ons saam behoort te gesels en God se woord met mekaar te deel. Maar daar's nie tyd nie. Vanoggend gaan ons net fokus op 2 van die primêre maniere, vriende, wat ons woordgesentreerdheid by ons Sondagsamekomste uitspeel. Die eerste ene is, ons het nodig om woordgesentreerd te wees in ons prediking. Ons het nodig om woordgesentreerd te wees in ons prediking. Jy sien na hierdie oortuigings wat Paulus gedeel het in hoofstuk 3, kyk nou saam met my daar na hoofstuk 4 op jou blaadjie. Nou kom die eerste volgende opdrag van Paulus in hoofstuk 4 vers 2 aan Timoteus. Sien jy dit daar? Paulus sê vir Timoteus, preach the word. Gegeewe wat ek nou net gesê het oor hierdie woord, maak seker, Timoteus, that you preaching the word. Daai woordjie preach is die woordjie kereigma, dit is die woordjie verkondig. Dit is die woordjie kondig aan. Die prentjie, hier is die prentjie wat jy voor oë het. Jy het hierdie ou in die antieke wêreld, hy kom op sy perd by die village aan en dan maak hy sy ek weet nie wat nie, is nie 'n scroll nie, maar sy aankondigingspamflet oop en die hele dorp staan daarso. En dan wat daai ou doen daarso is hy's nie besig om vir die ouens in die dorp hierdie boodskap vanaf die koning te sê, hey, hoor julle, ek het vir julle soos baie nice nuus voorstel. Jy weet, iets soos dit. Hy's nie besig om 'n TED talk te gee nie. Wat jy eerder daarso het is hy's besig met kereigma, hy's besig met 'n aankondiging. Hy sê so sê die koning. En Paulus sê vir Timoteus, dit is jou verantwoordelikheid. Dit is wat nodig is in 'n geloofsgemeenskap. Die verkondiging, die aankondiging van God se woord. Paulus sê daarso, kyk saam met my, ek wil hê julle moet dit sien. Paulus sê, verkondig die woord, vers 2, in season and out of season. Met ander woorde, wanneer dit populêr is en wanneer dit nie populêr is nie, wanneer dit tydig is en wanneer dit nie tydig is nie. Verkondig hierdie woord met pastorale wysheid, sê Paulus daar. Hy sê, reprove and rebuke and exhort with complete patience and with teaching. Met ander woorde, vir die wat skepties is, moet daai woord wat verkondig word, kom met 'n argument om die skeptiese ou te kan help. Vir die persoon wat in sy of haar sonde vasgevang word, het daai woord nodig om op tye daai persoon aan te spreek. Vir die persoon wat dalk in seer sit, behoeftig is, wel het daai woord nodig om daai persoon aan te spoor. Maar wat ook al dit mag wees, sê Paulus, doen dit altyd, verkondig daai woord altyd met groot geduld. En soos wat jy dit verkondig, maak seker, it's with teaching, sê hy, dat jy verduidelik. Jy sê nie net vir ouens, hierdie is wat die koning sê nie, maar verduidelik vir hulle hoekom die koning so sê. En baie belangrik, Paulus sê vir Timoteus, doen dit alles, verkondig die woord, gegeewe die realiteit van die 2 audiences, die 2 gehore, voor wie jy preek. Vers 1 sê Paulus, Timoteus onthou, preek die woord, want onthou God. Onthou die teenwoordigheid van God, hou in sy gees en eendag as Jesus terugkom, God in lewende lywe. Vers 1, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, preach the word. Preek die woord, want God is teenwoordig, sê Paulus. Maar dis nie net hierdie audience nie, hoekom jy die woord moet preek nie, maar ook horisontaal. Kyk also vers 3. Paulus sê, preek die woord, want
Timoteus, jy gaan lewe in 'n samelewing, jy gaan lewe in 'n wêreld en in 'n tyd waar mense nie gesonde leer sal verdra nie. Paulus sê jy lewe in 'n tyd en 'n plek waar mense met hulle eie sondige begeertes gaan wil justify hoekom hulle eintlik kan doen wat hulle wil doen, en 'n mense gaan wees wat hulle eie begeertes gaan wil voed. En so wat hulle gaan doen, sê Paulus, is dat mense gaan nie op hul kerk toe gaan nie. Hy sê hulle gaan nog steeds kerk toe gaan, maar al wat hulle gaan doen is hulle gaan hulle puppet preachers kry wat vir hulle gaan presies sê wat hulle jekkerige ore eintlik reeds glo en eintlik van hou, en as 'n ou dit nie sê nie, dan werk hulle hom uit sodat op die einde net kan kry presies wat hulle wou gehad het. En Paulus sê vir Timoteus, Paulus sê vir jou en vir my, moenie dit doen nie. Nee, preek die woord juis omdat daar so 'n hongersnood in die land is van die woord wat gepreek moet word. En vriende, ek wil dit vir julle sê, ek kan met 'n skoon gewete vir julle sê dat hierdie opdrag van Paulus lê reg by die hart van Ligpunt se bedieningsfilosofie. Dit is wat 'n groot rede hoekom Ligpunt aanvanklik geplant was. Hierdie is ons begeerte en ons inslag by Ligpunt en by ons Sondagsamekomste. Ons het 'n begeerte, ons kry dit baie keer nie reg nie, maar ek kan met eerlike reine waarheid sê, dit is ons begeerte. Ons wil die woord van God hier verkondig. Dit is hoekom ons by Ligpunt primêr probeer om boeke van die Bybel te vat en deur hulle te preek. Beide Ou Testament en dan Nuwe Testament, en dan terug Ou Testament toe en dan Nuwe Testament. En ons vat 'n boek en ons werk van begin hierom, want dit help beide, ek wat die preker is, maar ook of die ander wat die predikers is en ook die gemeentelede, dat ons nie net daai gedeelte skiep wat ons eintlik wens nie daar was nie. Kom ons wees eerlik, ons almal het net daar's 'n gedeelte jy dink ek wens regtig hierdie was nie daar nie. Maar dit is nou die volgende gedeelte, so nou moet ons dit preek. En ek dink dis 'n goeie ding. Ek dink dit is hoekom dit goed is om deur boeke van die Bybel te preek. Dit is hoekom ons eksegeties preek hier by Ligpunt. Eksegese beteken bloot dat ons wil altyd God se woord oopmaak. Ons wil sien wat sê dit, wat sê die teks in sy spesifieke konteks, sodat ons dan mekaar kan aanspoor in die lig van dit. Dit is hoekom, en julle sê dit al gehoor het vanoggend, en ons sê dit altyd, ek sê vir julle en die ouens hier voor sê, kyk saam met my, kyk wat sê die teks. Want wat ons probeer kommunikeer, vriende, in ons prediking is om te sê dat die prediker het eintlik niks om te sê nie. Eintlik het die prediker niks om te sê nie. God het alles om te sê. 'n Prediker se werk is nie om vir jou 'n woord te bring nie. 'n Prediker se werk is om die woord los te laat om te kan praat. Dit is die prediker se werk, sodat God die spreekbeurt kry wanneer sy mense saamkom. Vriende, dit is, en ek het net nou vinnig daarna verwys, is hoe ons liturgie werk. Hier by Ligpunt, en ek gaan dit noem, want party van julle weet dit dalk nie, en ander is dalk nog net vir 'n kort tyd by ons, maar by ons Sondagsamekomste is ons liturgies. Met ander woorde, alles wat hier gebeur, vanaf die heel eerste woorde toe Elof hier voor gestaan het, tot die laaste woorde wanneer Elof of die ou wat lei op 'n Sondagoggend vir ons almal hier uitstuur, is alles as dit ware geanker en gebou en gewortel in God se woord. En so ons probeer vasstel daai Sondag, wat is dit wat die teks sê, wat is dit wat God vir ons sê, en dan vanaf die oomblik wat ons hier instap, is dit wat ons in die call to worship tot geroep word. En dan wanneer ons liedjies sing, probeer dit ons in daardie rigting van God se woord intrek. En as ons 'n skuldbelydenis doen of 'n geloofsbelydenis doen, of as die persoon nie voorbid, of wanneer enigiets gebeur en wanneer ons preek dan en ook na die tyd wanneer ons seënbede gee, is alles daar om jou en my te help om vir God in sy woord in die aangesig van sy seun te ontmoet. Dit is hoekom ons doen wat ons doen. Prys die Here vir ons span van Natalie en ek weet Stefan en Sinead, hulle wat help sodat ons juis op daai manier ons Sondagsamekomste kan hê. Ons dank die Here vir hulle. Vriende, maar ek wil dit wel sê, laaste ding en dan gaan ons aanbeweeg. Dalk is jy vandag hier as 'n kuiergas en jy's op pad hierna terug na jou plaaslike gemeente toe. Dalk is jy op pad om te immigreer, hopelik nie, bly hierso. Is lekker in Suid-Afrika.
Maar wat ook al dit is, kan ek jou aanspoor en selfs waarsku, want ek dink hierdie gedeelte van Paulus is 'n waarskuwing. Kan ek jou waarsku, Christen, pas op indien 'n prediker vir jou 'n woord bring in steede van die woord. Dit moet jou skepties los, dink ek. Pas op, indien jy met alles altyd saamstem wat die prediker sê. As jy hou van alles wat hy sê, is dit nie 'n goeie ding nie. Waar ook al jy is, gaan daar goeters moet wees op tye wat jy nie 100% mee gaan saamstem nie. Pas op daarvoor as die prediker jou net exhort, soos in die gedeelte, daar's net aansporing. Dis net positiewe nuus altyd, maar daar's geen reproof en daar's geen rebuke nie. Pas op daarvoor. Want sê Paulus, kyk weer aan vers 4, daar's baie wat in kerke sit, wat dit kry, maar wat Paulus sê, they're busy turning away from listening to the truth, and they're actually wandering into myths, in mensgemaakte godsdiens. En so ons wil woordgesentreerd in ons prediking by Ligpunt wees. Mag dit waar wees van ons. Mag die Here ons genadig wees in dit. Hier's die laaste punt wat ek vir ons wil uitbring, is ons wil ook woordgesentreerd wees in ons musiekbediening. Okay, en ek wil eers met vir 'n oomblik daar gesels. Julle daar op julle blaadjies, daai ander gedeelte daar in Kolossense 3. Ons gaan net fokus op vers 16. Julle behoort dit ook op die skerm hier agter my te sien. Kolossense 3 vers 16 sê die volgende. Paulus, nog steeds Paulus, en hy praat, hy sê, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. Vinnig die konteks, dis belangrik hier voordat ons die versie lekker kan inkom, maar Paulus praat hier met hierdie kerkie in moderne vandag in Turkye en Kolosse. En die probleem in die kerk daar's hierdie valse leraars. Die valse leraars sê vir die ouens, hierdie is hoe spirituality lyk. Spirituality is om baie godsdienstige, mensgemaakte tradisies en reëls te onderhou, of spirituality lyk deur 'n klomp geestelike ervarings te beleef, en as jy hierdie goeders doen, as jy baie spiritual. In Kolossense 3 kom Paulus, en Paulus sê nee, Kolossense 3 dit is nie ware spirituality nie. Hierdie is hoe dit lyk. Kolossense 3 vers 1 tot 4, jy kan dit in jou Bybel check as jy dit daar het. Kolossense 3 vers 1 tot 4 sê, ware spiritualiteit bly gefokus op Jesus in geloof, en onthou dat ons as gelowiges is altyd mense wat verenig is met Jesus. Ons is verenig in Jesus se dood en in sy opstanding, hy wat nou regeer en hy wat terugkom. En ons werk is om mekaar te herinner dat ons is een met Jesus. En dan in vers 5 tot vers 17 gaan Paulus aan in ons gedeelte en hy sê, en ware spiritualiteit is dan 'n mense wat mekaar dan aanspoor soos wat hulle probeer om Jesus in hulle lewe te vergestalt. Hulle is 'n mense wat heeltyd wegdraai van al daai goeters wat nie ons in Jesus se lewe sien nie. In geloof en bekering draai hulle weg van daai gesindhede en daai gewoontes. En omdat hulle in Jesus is, trek hulle heeltyd Jesus se gesindheid en Jesus se manier aan in hulle lewe om Jesus nou in hierdie wêreld te verteenwoordig en te vergestaal. En die vraag is, wat gaan vir ons die petrol gee om dit te kan doen? Om heeltyd vir Jesus voor oë te kan hou, sodat ons toenemend soos Jesus kan begin lewe en lyk. Wat gaan vir jou en vir my die petrol gee? Kolossense 3 vers 16. Let the word of Christ dwell in you corporately, tesame, let the word of Christ dwell in you richly, as you teaching and admonishing one another in all wisdom, woordbediening, maar spesifiek dan ook, soos wat julle psalms en lofgesange en geestelike liedere vir God sing, maar aan mekaar sing. Hoor dit mooi, want ek dink ons sê dit nie genoeg in ons midde hier nie. Hoor mooi vriende. Ons kom nie op Sondag by mekaar bloot om net God se woord te hoor nie.
Ons kom op Sondag by mekaar om God se woord ook te sing. Want ons geloof, jou en my geloof, om vir Jesus duideliker te sien en om vir hom te lewe, ons geloof word nie net versterk deur die prediking van God se woord nie. Ons geloof word ook versterk soos wat ons God se woord aan mekaar sing. Korporatiewe sang by ons Sondag samekomste, vriende, gaan nie net oor lofprysing en danksegging vertikaal tot God nie. Dit is verseker dit, maar is meer as dit, sê hierdie gedeelte. Ons samesang is ook daar sodat ek en jy mekaar kan onderrig, sê Paulus, sodat ons by wyse van sing mekaar kan aanspoor, mekaar kan bemoedig. Met ander woorde, 'n woordgesentreerde geloofsgemeenskap, sê Paulus, is 'n woordsingende gemeenskap. En dit is hoekom ons hier by Ligpunt probeer sing wat ons sing en sing hoe ons dit sing. Die versoeking loop hoog. Die versoeking loop baie hoog om net die Koem top 20 liedjies uit te churn elke Sondag. Dit is die songs wat ouens van hou, dit is wat ouens wil hoor en dit kry kerke vol. Maar vriende, ons het nodig om te besef dat so goed soos wat dit is om 'n goeie tune te hê wat die hartsnare tref, het ons meer as dit nodig. Ons het dit nodig. Hoopelik sing ons liedere wat met die wysies wat ons harte aanraak, maar ons het meer as dit nodig. Ons het nodig, volgens wat Paulus hierso sê, het ons nodig om te vra, maar is die woord besig om in ons gedagtes en ons harte by wyse van ons samesang pos te vat? Bied die musiek wat ons sing, bied dit vir my en vir jou 'n geleentheid dat ons mekaar kan onderrig in God se woord. Die musiek is 'n geleentheid waar ons mekaar kan bemoedig en aanspoor en bemoediging vind en aansporing vind soos wat ons saam sing, herinner word aan God se woord. Dit is hoekom ons hier by Ligpunt ook probeer om van ons eie liedjies te probeer skryf hier by die gemeente, want ons dink dat daar's 'n behoefte. Prys die Here, ek dink die ouer generasies van veral Afrikaners was beter geweest. Ons sit met wonderlike psalms en gesange wat amazingly skrifgetrou is. Ek dink daar's amazing Engelse kontemporêre skrifgetroue geestelike liedere, maar ek dink in ons konteks is daar 'n bietjie van 'n tekort vir Afrikaanse geestelike liedere wat probeer om skrif gesentreerd in steede van mens gesentreerd te wees. En so dit is hoekom ons probeer om in ons midde ook in daai mate liedere saam te sing. En dit is, vriende, laastens dan ook die rede hoekom ons mekaar wil aanhou aanspoor om so saam te kom. Elof het dit net nou gesê voor, nê. Nee. Vriende, prys die Here vir YouTube, vir livestreaming wat in 'n tyd wat ons nie by mekaar kon wees nie, dit moontlik gemaak het. Maar jy wil Jenny nou begin terugkom kerk toe, dink ek. Dis nou is 'n goeie tyd. En deels van hoekom jy wil hier wees in steede van oor 'n skerm kerk doen, is want jy mis uit, soos ons vroeër gesê het, op presies dit. Hierdie samesang met God se mense waar jy ander mense om jou, die wat in tune kan bly en die wat nie kan nie, en klein kindertjies en almal kan hoor saam sing God se woord om ons daai goddelike perspektief te gee. En jy kry dit soos wat jy saam is met God se mense. Kan ek jou aanspoor? Partykeer dan sien ek ouens kom hier so 9:15 hier in. Kan ek jou aanspoor, kom 9:00? Dis goed vir jou? Moenie sê ek kom eintlik net vir 'n preek nie. Kom hier vir die samesang. Kom ons maak seker, ons kom by mekaar, ons bly nie buite en drink koffie en dan kom ons net in vir die preekgedeelte nie. Want hierdie is oorlog. Hierdie is oorlog. Vriende, wanneer ons sing, as ek van myself kan praat, op die beste van tye, as ek 'n Sondag hier aankom, dan is ek nie altyd heeltemal so seker hoe lief is ek vir Jesus daai oggend nie. As ek hier aankom baie keer, dan sukkel ek om die beloftes te glo wat God gee. Ek is angstig, ek is kwaad, ek is hartseer. En wanneer ons sing, is dit oorlogtyd. Ek beklei om hierdie waarhede wat ons sing, wat die band ons so mee help om te sing, ek beklei om dit te glo. Ek sing dit vir my eie hart en ek hoop en sing dat iemand anders dit ook sal kan hoor. Kom ons sing saam met daai mentaliteit om te sê ek is hier
om tyd met God te spandeer en dan, soos wat ek hom ontmoet in sy woord, deur sang maak dit my reg om na sy woord te kan luister in prediking en dan die prediking van sy woord vuur my dan weer verder aan om in lofprysing dit aan God en aan mekaar te sing. En vriende, soos ons dit doen, sal ons toenemend 'n gesonde geloofsgemeenskap wees. Daar's meer om te sê, maar ten minste dit. En so ek sluit af met hierdie woorde. Kyk saam met my na die mission statement van Harvard, soos ons afsluit. Hierdie was toe Harvard begin was in 1636, hulle mission statement. Harvard was begin to be plainly instructed and consider well that the main end of your life is to know God and to know Jesus Christ. Hoe reg was hulle nie? Hulle het dit reg gehad. Vriende, dit is jou en my lewe, gaan om vir God en Jesus te leer ken, nie net in jou kop nie, maar in verhouding. Dit is waaroor die lewe en alles gaan, en Harvard het dit op 'n stadium, het hulle dit goed verstaan, hoe hartseer is dit nie dat hulle perspektief verloor het nie. Ag vriende, Ligpunt mag dit nie ons wees nie. Mag ons seker maak dat ons bly 'n woordgesentreerde gemeenskap, en dat God stelselmatig toenemend ons so 'n gesonde geloofsgemeenskap sal maak. Kom ons bid saam. Ja, Hemelse Vader, ons wil na U toe kom en ons wil bely dat die wysheid van hierdie wêreld, van corporate wêreld en van Hollywood en van self-help en van, ag Here, net wat ons eie wysheid op die beste van tye vir ons sê, Here, klink vir ons baie kere soos daar waar lewe te vind is, daar waar krag en wysheid is, daar waar dinge kan werk, daar waar dinge kan groei. Ag Here, help ons asseblief vanoggend deur die Gees om daai versoeking opnuut te weerstaan. Maak ons individue, maar meer as dit, Here, maak ons 'n geloofsgemeenskap wat sal aanhou saamkom, en soos ons saamkom, Here, wat om die spulpunt van die woord te samekom, woord gesentreerd, Here, sodat ons in U woord, die lewende woord, Jesus toenemend sal leer ken, en deur die Gees toenemend in hom sal vertrou en hom in hierdie wêreld sal vergestalt. Ag Here, doen daai werk in ons en doen dit toenemend so. Wees ons genadig. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.